Broers en susters, laat my toe om u welkom te heet hier by ons hemelvaartdiens. Laat my toe om u te groet in daardie veranderlike naam van ons verreëse Heer en Meester, naamlik Jesus Christus. Broers en susters, genade en vrede aan julle van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, ons kom in hierdie aand hier waarop ons vir u kom sê dankie, Here, vir alle goeie gawes wat ons uit die hand ontvang het. Ja, Here, vanoggend het ons wakker geskrik. Here het ons toegelaat om ons voete van ons beddens af te sit. En Here, ons kan uitgaan, Here, om te gaan doen dit wat ons harte in hierdie dag begeer het om te doen. Here, ons kom sê dankie, Here, vir die genade, liefde en barmhartigheid waarmee u die Here ons gekroon het in hierdie dag. En nou kom ons, Here, wanneer ons in hierdie aand hier by mekaar kom om te luister na u woord. Here, kom pleit ons dat u self nou in ons midde teenwoordig sal wees. Dat u hierdie opname sal seën en elkeen wie daarna sal luister, as ons dit bid in die naam van wil. Amen. Broers en susters, ons skryf vanaand ons skriflesing in die boek van Handelinge hoofstuk 1 en ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. Die opskrif, die belofte van die Heilige Gees. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die mense, aan die manne, wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie ontwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van die 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe van die Vader, wat die Vader julle beloof het. Soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal die getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem. Terwyl hulle dit sien, en 'n wolk hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan, en die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Broers en susters, dit is die woord van die Here. Broers en susters, kom ons bid saam. Here, ons het sopas geluister na die voorlesing van die Heilige Woord. Dankie, Here, dat u die woord vir ons nagelaat het. Here, om ons te leer, te lei en self te troos. Maar ook, Here, wil ons vanaand kom pleit dat u die voorlesing van die Heilige Skrif, Here, so sal kom seën. En Here, ook nou wanneer ons gereed maak om te luister na die verkondiging daarvan, Here, dat u deur my na u kinders sal spreek. Ek pleit dat ek slegs vanaand 'n instrument in die hand sal wees, en Here, dat u self met die kinders sal praat. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van ons harte welbehaaglik wees voor u, ons rots en ons verlosser. Amen. Broers en susters,
As Christene kan ons nie nadink oor Jesus se hemelvaart sonder om ook in die lig van die werk van die historiese skrywers, sowel as Jesus se eie woorde, die teenwoordigheid van die Heilige Gees daarin op te merk nie. Alleen maar in die eerste hoofstuk van die boek Handelinge word die teenwoordigheid van die Heilige Gees in omtrent elke tweede vers onderstreep. Maar in die konteks van Jesus se vertrek, weg van sy disippels, wat maar 'n onwrigte en brose groepie mense was dit alles uiters dramaties. Het God ons nou alleen gelaat? Selfs op 'n manier persoonlike vlak is ons nou alleen. En tog, meer as die verhaal deur die lens van Lukas lees, hoe meer word ons gerusgestel in 'n dieper nadenke oor 'n eksistensiële vraag hierbo, bring die hemelvaart op 'n paradoksale manier meer troos as verlatenheid. Hierdie vraag was nie alleen vraag vir die disippels uit die eerste eeu nie, maar dit het ook die alles oorheersende vraag vir kwesbare mense in ons dag geword. In hierdie laaste jaar met die uitbreek van die coronavirus pandemie in ons land, het die vraag na God se teenwoordigheid van kardinale belang geword. Hierdie relevante vraag word in ons skrifgedeelte beantwoord. Dit is 'n gedeelte waar ons nie net vra op die vraag na die teenwoordigheid van die Here kry nie. Die relevantie van hierdie vraag is duidelik uit hierdie skrifgedeelte. Dit is in hierdie gedeelte van die skrif waar ons nie net antwoorde kry oor die werk van die Gees nie, maar die voortgesette teenwoordigheid van God in ons lewens deur die Heilige Gees. En hierdie teenwoordigheid is nie net beperk tot die Bybelse tyd nie, maar dit duur vandag in ons lewens nog voort. Dit is nie moontlik om die werk van die Heilige Gees te verstaan as 'n losstaande van Christus nie. Inteendeel, ons kan die Heilige Gees en die werk van die Gees net verstaan, soos Lukas dit verstaan het, as die Gees van Christus. En daarom kan ons sê, dat die werk van die Gees in gelowiges se lewe ongetwyfeld ook die werk van Christus is. Reeds voor Jesus se hemelvaart getuig Lukas dat Jesus se opdragte aan sy disippels deur die Heilige Gees gegee het. Die verwysing na die Gees van Christus kan ook gevind word in Jesus se eie woorde in die eerste openbare gesprek in die sinagoge van Nasaret, toe hy begin het met die woorde: "Die Gees van die Here is op my." En daarom, die Gees het nie eers na Jesus se hemelvaart sy verskyning gemaak nie. Lukas self beskryf die uitinge van Jesus voor sy hemelvaart as deur die Heilige Gees. Ten spyte van hierdie Bybelse aanduiding van die noue verbintenis tussen Jesus en die Gees, is daar 'n konstante beweging om die twee van mekaar te skei. Maar dis alleen deur Christus wat ons die werk van die Heilige Gees verstaan en die werking van die Gees in ons lewens kan onderskei. Hierdie skeiding van Christus en Gees sien ons meestals in die nadenke oor die Gees se betrokkenheid by die gawes en die vrug wat die Gees skenk aan getroue volgelinge van Christus. Hierdie twee skeidings van die Gees is baie belangrik, maar kan elkeen vrugbaar begryp word deur dit ook te koppel aan die lewe en verhaal van Jesus Christus. Die wonderlike werk van Christus in gehoorsaamheid aan sy Vader en sy werk tot uitbreiding van die koninkryk van God. Wat dit betref, is dit daarom moontlik om die Gees nie as 'n krag nie, maar as 'n persoon te verstaan, deur Jesus Christus. Paulus toon hierdie verbintenis tussen die Gees en Christus, en wanneer hy vir die kerk in Korinthe skryf, in 2 Korinthe 3 vers 17-18,
Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En ons almal, terwyl ons met ons sluierende gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word ons na dieselfde beeld verander van die heerlikheid, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here die Gees. Die verhaal van Jesus maak hierdie abstrakte kategorie van transformasie deur die Heilige Gees 'n werklikheid. Wanneer ons sy menigvuldige werke sien, heilig, bevryding, morele transformasie en sovoorts, hierdie wederwysige betrokkenheid van die Gees in Christus word sterk belig in die werk van Johannes Calvin, die groot hervorming. Dus Johannes Calvin, wat geskryf het in sy commentary on the Corinthians, skryf hy, en hy skryf die volgende, en ek haal aan: The Holy Spirit is the one that Christ himself confers upon his people. Christ, however, by regenerating us, gives life to the law and shows himself to be the fountain of life. In all vital functions proceeds from man's soul. Christ then is to all the universal soul, not in respect of essence, but the respect of grace. Or, if you prefer it, Christ is the Spirit, because he quickens us by the life-giving influence of his Spirit. Die uitdrukking Gees van Christus is ook geopper deur die kerkvader Irenaeus in die sin dat hy die seën van die Gees as die twee hande van God beskryf. Hy het argumente dat God beide hande gebruik het om die wêreld te skep. En Van Beek noem dat Irenaeus se weergawe naby is aan die van die evangelie van Johannes. Jesus die volgelinge oor die Heilige Gees, Jesus die volgende oor die Heilige Gees gesê het: maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak, omdat hy dit met wat hy van my ontvang het aan julle bekend sal maak. Broers en susters, en dit is hierdie gedagte wat hierdie woorde van Johannes vanaand vir ons ook verleer, is die verskaaning. Dit is wat Jesus selfs aan ons wil nalaat, soos as ook aan sy disippels. En dit is dat alles wat ons moet verstaan is dat die Heilige Gees sal aan ons, die Heilige Gees sal aan ons openbaar die hele raad van God, soos dit relate aan sy aanbidding. Hy sal ons lei, hy sal vooruit gaan, hy sal vir ons die weg aanwys, struikelblokke voor ons wegneem en ons gedagtes oopmaak om die woord van God te verstaan en alles vir ons duidelik te maak, sodat ons dit kan verstaan. Jy sien, broers en susters, en dit is wat hier vir ons leer, en daarom is hierdie gedagte dat, jy weet, wanneer die disippels opkyk na die hemel toe Jesus vaar weg, en hierdie manne van Galilea, waarna staar julle na die hemel toe? Is hierdie gedagte wanneer hulle vra, waarna staar julle na die, hoekom soek julle soek na die regte persoon, maar julle soek op die verkeerde plek. Die plek waarna julle moet soek. Jesus is nie daar waar julle hom soek nie. Hy het wel opgevaar na die hemel toe, maar Jesus stuur die Heilige Gees, broers en susters. En daarom, as ons voor het gehoor het, is die ander rol wat die Heilige Gees speel is om toe te rus met verskillende gawes as die kerk, om so voort te gaan en sy dienswerk uit te lewer. Maar ook so is die Heilige Gees die een wat ons toerus saam met die verskillende vrugte van die Gees, soos liefde, blydskap, eensgesindheid, en alles hierdie wanneer ons dit saamvoeg en waarin ons toegerus is dit die werk wat die kerk sal uitdra hier buite.
en mense sal vir Christus sien en alles dit sal moontlik gemaak word deur die Heilige Gees wat vir ons self so sal toerus. En daarom gee Jesus dan vir ons hierdie woorde wanneer hy vir sy disippels sê, maar julle moet wag binne in Jerusalem totdat julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. Maar die disippels is in 'n japtrap 'n bietjie hastig van Here, is dit nou die tyd wanneer u die koninkryk van Israel weer gaan oprig. Maar wanneer hulle dit vra, broers en susters, remind dit baie aan ons. Soms is ons hastig om met die dienswerk van die Here te begin. Maar die Here leer vir ons hier, dis die Heilige Gees en dit is hoekom wanneer Jesus weggaan, dan stuur hy die Heilige Gees om ons toe te rus en so die dienswerk van Jesus voort te sit hier op aarde. Broers en susters, dit is makliker om die werk van die Gees in ons eie lewe raak te sien en ons daaroor nadink. Van die verhaal van Jesus se woorde, sy dade en sy gesindheid. Op hierdie wyse kan ons die werk van die Gees duideliker onderskei. Dit help dat ons die misverstand of selfmisbruik nie. Dit is deur die verhaal van Jesus dat ons herinner word aan die Gees se liefde omgee vir die skepping van die Here. En daarom vir ons as die kerk, broers en susters, die wat kies om hulle te verbind aan die Gees van die Here, moet ook daadwerklik omgee vir die wat genoem word, die armes, die gebrokenes, die gevangenes, die blindes en die wat gewond is. Want dit is presies ook waarnaartoe die Heilige Gees van Christus ons roep, 'n opdrag vir die eerste eeu, maar ook vir ons in ons eie gemeenskappe vandag, is om uit te gaan en om te gee vir die gevangenes, die blindes, die gebrokenes en die armes. En dit is waarvoor God ons toerus met die Heilige Gees, wanneer hy die Heilige Gees op ons uitstort, om so uit te gaan en sy werk voor te gaan sit. God rus ons toe om as ambassadeurs van hom op te tree daar buite. Broers, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kon luister na u woord en dankie Here vir 'n geleentheid soos hierdie, soos Hemelvaart. En ons pleit in hierdie aand, Here, dat u besonder so aan ons elkeen sal dink. En Here, hierdie dag van Hemelvaart, Here, is 'n dag wat baie keer deur die kerk se kalender misgekyk word. Here, hy word nie baie keer so hoog geag soos ander kerkfeeste nie. Maar Here, ons besef sonder Hemelvaart sou daar nie die uitstorting van die Heilige Gees geword het nie. Here, dankie vir dit wat u Seun vir ons gedoen het. Here, dat hy gekruisig is en dat hy gesterf het, maar ook weer opgestaan het uit die dood. En Here, wanneer hy opvaar na die hemel toe, Here, dan word ons bewus dat sy werk op aarde voltooi is. Maar Here, dankie dat hy vir ons beloof het dat hy ons nie alleen sal laat nie en dat hy vir ons die Heilige Gees as trooster sal stuur. Here, ek wil besonder vir die kom bid in hierdie week wat voor lê. Here, elke prediker wat sal optree, Here, om so u woord te verkondig, dat u die Here self, Here, deur hulle sal praat met die kinders en dat u die Here self u woord in hierdie tyd, in hierdie 10 dae aan ons sal verkondig. Here, ons dankie, Here, vir die voorreg dat ons kon geluister het na u woord. En nou pleit ons, Here, dat u self die naprediker daarvan sal wees. En Here, aan elkeen van ons, wanneer ons in hierdie aand hier, Here, ons hoofde sal neerlê, pleit ons dat u die Here saam met ons sal wees en aan ons 'n geseënde nagrus sal gee. As ons dit bid in u naam sal wil. Amen. Broers, ons ontvang die seën van die Here. Die Here seën en behoed julle. Die Here laat sy aansig oor julle skyn en wees julle genadig. Die Here verhef sy aansig oor julle en gee aan julle vrede van nou af tot in ewigheid. Amen.